'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots aan ons gedoen, ons was verheug. Verander weer ons lot, Here, so stroombeddings in die Negev. Die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draers van die saadsak wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerwe dra. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Goeiemôre en baie welkom by ons erediens van 13 Desember 2020. Ons vier vandag die 3de Adventssondag. Dit beteken daar's nog net een Sondag voor Kersfees, kan jy glo. Die 3de Adventssondag staan in die teken van vreugde. Kom, ons gaan ons vreugde uitsing met Herders op die ope velde, verse 1 en 2. Ons loof die Here want U is goed. Aan U liefde is daar geen einde nie. Ons dank U dat ons weet U is by ons, maak nie saak waar ons is of waar ons na U luister nie. Ons dank U, Here, dat U in ons woon in hierdie tyd. Ons bid dat U ons alleenheid sal verlig en ons oë sal rig op U. Ons bid, Here, dat U vandag met ons sal praat en ons weer met vreugde vul. Ons bid ook, Here, dat U ons sal wys wat werklik belangrik is, sodat ons nie sal afdwaal of fokus verloor nie. Praat, Here, want die kinders luister. Amen. Ons gaan vandag lees uit Jesaja 61. Die Gees van my Heer, die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses, om die met gebroke harte se wonde te verbind, om die wat weggevoer is se vrylating aan te kondig, die bevryding van die wat geboei is, om die genadejaar van die Here aan te kondig, om God se dag van wraak, om almal wat rou te troos, om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou,
om vir hulle tulbande te gee in plaas van stof, vreugdeolie in plaas van rou, klere van lofprysing in plaas van 'n verslae gees. Hulle sal genoem word deur 'n bente van geregtigheid, geplant deur die Here om hom te verheerlik. Hulle sal die oeroue pynhope herbou, die verwoeste plekke van vroeër weer oprig, dorpe wat in pyn lê, wat geslagte lank verwoes is, sal hulle nuut maak. Vreemdes sal in julle diens wees en julle kleinvee laat wy. Buitelanders sal julle plaaswerkers en julle wynbouers wees. Maar julle, priesters van die Here sal julle genoem word. As dienaars van ons God sal daar na julle verwys word. Die rykdom van nasies sal julle geniet en met hulle luister sal julle spog. In plaas van julle skande word julle dubbeld vergoed. Ja, in plaas van vernedering sal hulle jubel oor hulle deel. Daarom sal hulle 'n dubbele deel in hulle land in besit neem. Daar sal vir hulle ewig vreugde wees. Ja, ek die Here het regverdigheid lief. Ek haat roof, veral saam met onreg. Ek sal hulle beloning aan hulle gee op grond van my trou, 'n ewige verbond sal ek met hulle sluit. Hulle nageslag sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien, sal hulle herken, dat hulle die geslag is, wat deur die Here geseën is. Ek verheug my grootliks in die Here, my hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek, 'n mantel van geregtigheid het hy my omgehang, asof ek 'n bruidegom is. Soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitspruit, so sal my Heer die Here geregtigheid en lof laat uitspruit voor al die nasies. Tot sover die woord van die Here. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Die 3de Adventsondag staan in die teken van vreugde. Vreugde. Waarin vind jy vreugde? Vind jy nog vreugde? Wat laat jou uitborrel? Borrel jy nog oor van vreugde? Of het jou fontein van vreugde 'n bietjie opgedroog in hierdie tyd, in hierdie anderste jaar? Sien jy dalk eintlik nie kans vir hierdie vreemde Kersseisoen nie, met al sy uitdagings en gevare nie. In 'n ander jaar sou hierdie nie net Kersseisoen gewees het nie, maar ook troue seisoen. En vele mense in ons gemeente het in die laaste maand hulle huweliksherdenkings gevier. Hierdie jaar is bietjie anders. Hierdie gedeelte gebruik Luka die metafoor van 'n troue om iets te vertel van dit wat hier gevier word. Van die vreugde wat hier aan Israel toegesê word. Nou in my ondervinding is troues maar vreemde ervarings. Aan die een kant is daar vreugde en opgewondenheid en verwagting en mense sien daarna uit, maar aan die ander kant, daar is so baie goed wat kan fout loop. Al die voorbereidings, gaan die kos betyds wees, gaan die rok nog pas, is alles reg in plek, gaan die dominee opdaag. Is al die papierwerk gedoen. Daar is ook die ander spanning, die besef dat jy jou hele lewe aan iemand anders koppel, dat jy van nou af saam gaan loop, en mekaar se lot deel. As dit met daai een sleg gaan, gaan dit met jou ook sleg gaan, as dit met jou sleg gaan, sal dit met jou ander helfte ook nie so goed gaan nie. Dit bring baie spanning, te midde van die vreugde. Die wonderlike van die metafoor van die troue wat hier gebruik word,
is dat die een wat die voorbereiding doen, wat seker maak alles is in plek, wat alles reg trek en gereed kry, God self is, nie die bruidspaar of die priester nie. Nee, dit is God wat vir die bruidegom 'n mantel omhang, 'n mantel wat 'n teken van eer is. Dis God self wat vir die priester 'n tulband opsit. Die tulband staan in hierdie gedeelte in die teken van geregtigheid. Dis God self wat die bruid versier en haar mooi maak. So wat kan dan fout gaan? Nee, hierdie bruilof is 'n viering, nie 'n vrees nie. Dis 'n viering van verlossing en geregtigheid, van 'n God wat raak sien wanneer dinge onregverdig is en met jou gebeur, wat raak sien wanneer mense te swaar ly en intree en verlos en red. Jesaja 61 is reg in die middel van die 3de boek van Jesaja. Nou die eerste boek van Jesaja is van hoofstuk 1 tot 39 en dit gaan eintlik oor die tyd net voor die ballingskap waarin die profeet Jesaja waarsku en verkondig dat hier kom 'n oordeel as gevolg van die sonde van die volk, maar daar is ook nog hoop. En dan is daar 'n breek van hoofstuk 39 af tot by hoofstuk 40 tot 55 gaan oor die laaste deel van die ballingskap. Dis die aankondiging dat hierdie lyding is eintlik nou verby. Dan loop dinge nie heeltemal soos wat mense gedink het, dit behoort te loop na so 'n aankondiging nie. En dit is waarom die 3de boek dan volg. Die 3de boek is hoofstuk 56 tot die einde van Jesaja. En reg in die middel is hoofstukke 60 tot 62. 3 liedere oor die dienskneg van die Here. 3 liedere wat sê, God het hier 'n ander plan. As in die tweede deel van Jesaja, Israel gehoor het, God kom red hulle en God hulle probeer oortuig, dat nie net kan hy hulle red nie, maar hy wil hulle ook red, en hulle moet getrou wees aan hom. En dit lyk of Israel nie regtig shape nie, of Israel nie regtig inkoop daarop, dat God steeds hulle God is nie. Dan is hierdie 3de boek die belofte, dat dinge nie daar eindig nie, dat God nie sy plan laat vaar oor Israel nie inkoop nie. Nee, God sal 'n dienaar stuur. En dis waaroor hierdie middelste 3 gebede liedere gaan. En die heel middelste een is die een wat ons vandag gelees het. God se plan van herstel werk so. Hy stuur sy werker of sy dienaar uit. En hulle kondig aan dat God sekere reilings gaan maak. Hy gaan eer gee in plaas van smart. Vreugde in plaas van droefheid. Blydskap in plaas van hartseer. Dit is wat God kom doen deur sy dienaar en sy dienaars. Die fokus van wie hulle sal word in hierdie nuwe fase val hier. Hulle sal genoem word terebente van geregtigheid, geplant deur die Here om hom te verheerlik. Terebente is 'n inheemse boom in Syro-Palestina. Hulle kan so tot 5 meter gewoonlik hoog word, soms selfs by hoë uitsondering 10. Hulle dra sulke rooi bessies. Hierdie bome het verskeie nutte. Luister bietjie hierna. Daar word terpentyn van die bome gemaak. Daar word brood gebak van die vrugte. Die uitlope word vir groente geëet. Die hoë vlakke van tannine van die bome is vir medisyne nuttig en so gebruik in die antieke wêreld. Dit word as 'n reukmiddel gebruik. Die boomgom word gebruik in leerlooiery. Die vrugte word gebruik vir Kurtiese koffie.
Seep word van die olie van die boom gemaak. Daar word 'n tipe brandewyn daarvan gestook en dit word as 'n preserveermiddel gebruik vir ander drank. En natuurlik, die boom gee ook skaduwee. Nogal 'n groot oppervlak. My vraag vandag is, hoe verheerlik jy die Here? Op watter maniere is jy 'n koelteboom, 'n medisyne, 'n voedingsmiddel? Op watter manier het jy 'n nut? Weet jy nog? Dalk is nou 'n goeie tyd om daaroor te dink. Op watter manier is jy 'n geskenk van die Here aan die wêreld waarin jy woon, hierdie Kersfees? Ons is hier om die Here te verheerlik. Dis ons doel. Ja, soos die grond sy plante voortbring en 'n tuin sy saailinge laat uitsprei, so sal my Heer die Here geregtigheid en lof laat uitsprei voor al die nasies. Ons moet nie fout maak nie, dis God wat al hierdie werk doen. Ons val nie daarbey in, ons is die instrumente waardeur hy sy werk doen. Dit is ons doel in die lewe. Geregtigheid en lof om God te verheerlik. Dit is waarvoor ons hier is. Laat ons wees wie God ons gemaak het om te wees. Amen. Dankie Here, dat U ons raak sien en dat ons vir U nuttig is. Gebruik ons in hierdie tyd. Help ons om op so 'n verantwoordelike manier te leef, dat ons nie vir ander 'n gevaar is nie, maar 'n hulp, sodat hulle U lof sal sien en U sal verheerlik. Ons bid in hierdie Kersseisoen vir almal se veiligheid. Ons bid, Here, vir gesondheid. Ons vra genade, Here. Hier is so baie dinge wat ons weet nie in ons hande is nie. Maar ons glo, dis in U hande. Ons weet, daar is niks wat vir U onmoontlik is nie. U kan ook nou ingryp in ons land en gesond maak en heel maak. En ons ken die Here, ons weet hoe U deur eeue heen gewerk het, dat U gewoonlik mense gebruik om U werk te doen. Gebruik ons as U instrumente. Amen. Ons sluit af met lied 371, Redder van my lewe. 'n Herinnering dat ons onsself nie red nie. Dit is Jesus wat ons red. Ons sing verse 1 en 2. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees,
siel en liggaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle geroep het, is getrou en sal dit doen. Die genade van ons Here Jesus Christus bly met julle. Amen.